Geliefdes in die Here, my boodskap vanoggend, hoeveel te meer het die bloed van Jesus nie vir jou en vir my gedoen nie. Kom ons bid saam en ons gee die Here die eer vir 'n naweek wat uitgesit is om daaraan te dink wat Jesus vir jou en vir my gedoen het. Vader, baie dankie dat U ons so lief gehad het, dat U Jesus vir ons gestuur het. En Jesus, dankie dat U ons so lief gehad het, dat U na hierdie wêreld toe gekom het. En dankie Heilige Gees, dat U ons so lief het, dat U binnekant in ons woon. Help ons nou asseblief om hierdie boodskap vandag te kan verstaan. In Jesus naam. Amen. Nou ja, Paasnaweek is 'n naweek wat bekend is daarvoor om met geliefdes te kuier en ook om daaraan te dink wat Jesus vir jou en vir my gedoen het. So kom ons kyk na hierdie gedeelte wat hy sê in Hebreërs 9 vers 14 en 22. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees van God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. En byna alles word met bloed gereinig, volgens die wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. As jy nou die boodskap luister vanoggend, het 'n naweek verbygegaan, meer as 2000 jaar terug, waar Jesus vir jou en vir my aan die kruis gehang het, om jou en my te reinig. En hy sê hier, om ons gewete te reinig van dooie werke. Dat ons daaraan dink hoe Jesus daardie doringkroon gedra het, op sy kop, hoe hulle dit in hom ingeslaan het, sodat ek en jy vandag kan kom, met ons gewete, met ons gedagtes na hom toe, en kan weet, hy het ons gereinig. Is die grootste plek, waar die grootste oorlog is, nie maar ons gedagtes nie. Daardie goed wat ons in die verlede wil inhaal, daardie goed waar ons vandag mee stoei, en daardie goed wat ons nie weet, hoe ons die toekoms gaan ingaan nie. En dat jy vanoggend net sal weet, sy doringkroon, die bloed wat oor sy hoof gedrup het, daardie bloed is 'n verbondsbloed, teken wat ek en jy vandag het. En as ons later die bloed van Jesus gaan neem uit die dankseggingsbeker, kan ek en jy sê, dankie Here, dat U my reinig. Hy genees my. In Matteus 8 vers 16, toe dit aand geword het, het hulle baie na hom gebring, selfs wat duiwel besete was. Hy het hulle met 'n woord uitgedryf, en almal wat ongesteld was, het hy gesond gemaak. Jesus het geweet wat siektes, wat krankheid, wat swakheid aan jou en my in hierdie lewe kan doen. En daarvoor het hy gekom. En as jy net nou saam met my hierdie feesmaal gaan geniet, dan sê hy, deur sy wonde het daar vir jou en vir my genesing gekom. En daarom kan jy dit vat, jy kan dit jou eie maak, en jy kan die genesing bid, want Jesus het sy wonde vir jou en vir my gegee, om dit te kan inneem. Dan staan daar, hy maak ons voorspoedig, dat ons hom daarin kan beproef, dat as ons daar die 10de van ons gee, dat hy die vensters van die hemel sal oopmaak, en ons 'n oorvloedige seën uitstort. En hierdie woord is so
belangrik dat jy en ek sal weet, God wil jou en my seën. Hy wil die vensters van die hemel bo jou oopmaak. Hy wil vir jou meer gee as wat ek en jy ooit kan vra. Want wat jy saai, oes jy altyd baie meer. En as jy vanoggend kom en jy saai daardie geloof, om regtig daaraan te dink, wat hierdie naweek gebeur het meer as 2000 jaar terug, by 'n koppie aan die kruis van Golgotha, dan sal ek en jy verstaan, hoekom ons kan gee, en God ons baie meer sal gee. Hy lei ons na die beloofde land toe. As ek en jy daaraan dink, dat Jesus gekom het, waar hy sê, moenie ontsteld wees nie, ek gaan om vir jou en vir my plek voor te berei, en wanneer die plek voorberei is, dan kom ek terug en ek kom haal jou en ek neem jou na my toe. Dat ek en jy hier vandag kan sit, en dat ons die sekerheid kan hê, maar daar is 'n plek vir jou en vir my voorberei. Daarvoor het Jesus gekom. Daarvoor het hy aan daardie kruis vir jou en vir my gesterf, sodat wanneer ons lewe vir hom gee, dat ek en jy weet, ons het die ewige lewe. Ons het 'n adres waarheen ons vanoggend bid. Hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. Hy beskerm ons. Hy sê in Psalm 91, die hele Psalm 91 gaan daaroor, oor hoe hy ons beskerm in die nag, in die dag. Hoe hy sê, hy sal ons uitred, hy sal eer aan ons gee. Hoe hy sê, hy sal aan engele die opdrag gee, om ons te dra, dat ons voet teen geen klip sal stamp nie. Hoe hy sê, omdat jy hom lief het, sal hy hierdie goed vir jou doen, sal hy sy vleuels oor jou dek. En dit is daardie bloed van Jesus, wat vir jou gestort is aan die kruis, waarop jy en ek vandag kan staat maak en kan sê, Here, soos wat die Israeliete moes gebly het, binnekant die deur van daardie bloed, van daardie lam, moet ek en jy bly in die binnekant van God se hart. Ons moet bly daar waar die bloed van Jesus vir jou en my 'n beskerming is. En dan, hy doop ons met die Heilige Gees. Nog steeds doen hy dit. En wanneer ons doop met die Heilige Gees, word ons vervul met krag. En is dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het binnekant in jou en my. So wat onthou ek en jy vanoggend? Ons onthou vanoggend toe Jesus die beker geneem het in Getsemane. En hy vir God gesê het, Vader, nie my wil nie, maar U wil. Het hy jou en my in hom ingeneem. En is hy kruis toe met jou en my in hom. Wat jy deurgaan, geliefde, het Jesus deurgegaan. Weet hy as hoëpriester, as middelaar, presies wat jy deurgaan. Terwyl hy aan daardie kruis gehang het, het hy woorde gespreek wat jou en my vrymaak. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek is dors. Seun, daar is jou moeder. Vrou, daar is jou seun. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. My God, waarom het U my verlaat? Die groot stem het hy uitgeroep. Dit is volbring. Jy kan deur sy kruiswoorde gaan. Jy gaan waar jy verkeer in sy kruiswoorde vind. Sodat die woord vir jou kan waar word.
Jy is in hom en sy woord in jou. En daarom kan jy vra, net wat jy wil hê, jy sal dit kry. En as jou gebed vir oggend is, Here, reinig my. Dankie dat U met U bloed vir my lewe betaal het. Dat ek deur U wonde genesing kan hê. Dankie dat U my beloof het vir my plek voorberei. Dankie dat ek weet, U bloed is oor my, om my te beskerm. En dankie Here, dat ek nou kan bid, dat U my vul met die Heilige Gees. En dat ek weet, ek het ook saam met U opgestaan. En saam met U Jesus, sit ek ook in hemelse plekke in my gees. Vader, dankie vir liefde. Liefde wat my reinig, wat my genees, wat vir my beloof. Dankie dat ek vol kan raak met die Heilige Gees, met U liefde. En Here, dat ek vir mense om my die ware boodskap sal bring, waaroor Paasfees werklik gaan. Mag ek asseblief die getuienis wees, deur die bloed van die lam en my getuienis, die vyand oorwin is. Dankie dat ek my lewe vir U kan gee van vooraf vanoggend. Hier is ek, Here. Dankie dat U U lewe vir my gegee het en dat U in my lewe, sodat mense werklik kan sien hoe groot is God se liefde. Amen.